Goeiemôre julle. Baie dankie julle twee. Julle is baie welkom vanoggend hier by ons in die erediens. Dit is 'n voorreg dat ons so as gelowiges by mekaar kan wees. Dis vir my so lekker. Is al groot liggies daarbo. Is hulle vas? Die horlosie. Ja. Vanoggend sê die klein man vir my, hy wil nie pappa moet vanoggend preek nie. Hy sê vir my ek kan volgende week weer preek. Okay, seker jy gaan maar mamma toe moet gaan. Okay. Wil jy die liggies gaan kyk daarbo? So ja, die man was nie vanoggend so lus nie vir die storie nie. Pappa gaan nou 'n bietjie praat. Is dit reg? Ek vra vir hom toe, as ek nou nie preek nie, wie gaan preek? Gaan hy preek? Hy sê ja. Nietemin, dit is lekker dat ons hierso kan wees en ek hoop en vertrou en glo dat elkeen van julle ook hier vanoggend die Here se teenwoordigheid sal beleef en dat julle vanoggend ook deur sy woord 'n boodskap sal kry. Ons gaan vanoggend lied 159 as 'n toenaderingslied sing. 'n Lied om te sê ons erken dat die Here hier teenwoordig is en dat ons hier is juis om in sy teenwoordigheid as medegelowiges by mekaar te kan wees, om by hom te kan wees, na hom te kan luister en hom te kan loof en prys. So terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie toenaderingslied. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. Ek gaan vir jou geleentheid gee om eers op jou eie tot die Here in stilte te bid en daarna gaan ek vir ons ook voor in gebed. Here Jesus, ons dankie dat ons vanoggend hier in U teenwoordigheid by mekaar kan wees. Here, ons dankie dat ons kan weet U is hier teenwoordig, dat U vir ons 'n Vader is, dat U vir ons lief is en dat U graag vanoggend ook met ons U kinders wil praat. Here, ons dankie dat ons kan weet dat wanneer ons so hier na U kom luister, dat U deur U Gees elkeen van ons sal aanraak. En Here, vandag wil ek kom bid en kom vra dat U deur U Gees elkeen van ons se gedagtes op U gerig sal hou. En Here, dat U ons hart sal aanraak op so 'n wyse dat ons sal weet wat U wil is en dat ons dit in ons lewens ook sal kan gaan uitvoer. Here, ons dankie vir die geleentheid wat ons het om saam met ons medegelowiges hier te kan wees en saam U te kan aanbid en U te kan loof en te kan prys. Amen. Ons gaan nou staan en 2 lofliedere saam sing. Lied 175 Majesteit, waar ons net weer erken dat die Here ons koning is. En daarmee saam lied 530, praat ek mense engletale, maar ek het nie liefde nie, dan is ek niks. Om ons weer te herinner dat ons regtig hier in die liefde van God by mekaar kom
en dat ons deur sy liefde ook lewe. Kom ons staan en dan loof ons die Here. Julle kan maar sit. Ons gaan vanoggend saam lees uit Markus 4 vers 1 tot 20 as julle so lank daar wil oopmaak. Markus 4 vers 1 tot 20. Maar voor ons daaruit gaan saam lees, wil ek eers vir ons 'n gebed doen. Here, dankie dat ons u woord het. Here, dankie dat dit deur die eeue behoue gebly het en dat ons vandag ook daaruit kan lees en daardeur geleer kan word. Here, ons dankie dat ons ook kan weet wanneer ons dit lees ons dit nie op ons eie nie, maar ons weet u Gees is hier om elkeen van ons te help om dit wat ons lees te verstaan. En ons kom vra dat dit wat ons vandag hoor uit u woord, dat u dit sal gebruik om ons lewens weer aan te raak. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan saam lees uit Markus 4 vers 1 tot 20. Dis die gelykenis van die saaier. Ek wil net vanoggend gou sien, hier's nou nie so baie boere nie, maar hier's nog 'n paar van die saaiboere hier. Het julle al begin plant? Nog nie, te droog. Oom Chris, is die grond reg? Is hulle voorberei? Maar hy's net te droog. Okay, so ons die reën kom. Ons almal bid saam daarvoor. Enigiemand anders wat al begin plant het? Sorry, jy plant nie, nê. Jy het net vee. Jy's klaar geplant. Gras en dis dit. Daar's hy, met die vee, dit maak dit makliker. 'n Saaiboer het daarom ongelooflik geloof. Om 'n pytjie te vat, dit in die grond te sit en te glo en te vertrou dat hy sal ontkiem, dat hy sal groei, dat hy 'n plant sal word,
dat hy uiteindelik koppe sal dra, sade sal maak, boontjies sal maak of hoe ook al, en dat dit 'n opbrengs sal lewer. En dit is in hierdie tyd wat ek weet ons begin plant, wat die gelykenis van die saaiër my weer bietjie aangespreek het, en ek gaan vandag daaroor preek, en waarskynlik volgende week ook, want ons eintlik verskriklik baie om rondom hierdie teks te sê, en mens kan dit nie in een preek doen nie. Ons lees vanoggend dit dan nou saam in Markus 4 vanaf vers 1 tot en met 20. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skei gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer: Luister hier, 'n saaiër het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30voudig gedra, ander 60 en nog ander 100voudig. Verder het hy gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, hom oor die gelykenisse uitgevra. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelykenisse, sodat hulle kyk en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaiër saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op die pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie, en hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van die rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100voudig. Ons lees tot en met sover. Hoe lyk die grond van jou hart? Hoe lyk die grond in jou lewe? As ons vanoggend na hierdie gelykenis kyk, dan besef ons, Jesus het altyd alledaagse voorbeelde gebruik, waarvan almal wat na hom geluister het, goed mee bekend was. En ons kan onsself verbeel, dat Jesus saam met die disippels ergens gestap het, tussen een dorp na die ander, en daar was saaiers besig om te saai. En dus, wanneer hy hierdie storie vertel, dan is hierdie gebeurtenis nog baie vars in hulle geheue. Hulle het saam met Jesus gesien, hoe die saad op verskillende plekke val. Ongelukkig in Jesus se tyd het hulle nog nie presisieplanters saam met trekkers gehad, wat 'n bytjie presies op die regte plek neersit nie. 'n Saaiër het sommer gekom, en 'n sak vol saad gevat, en wanneer hy gestap het en gestrooi het, het die saad maar geval en rondgeskarrel, en uiteindelik 'n plek gevind waar hy tot rus te kom. En van hierdie saad het dan geval op 'n paadjie. Soos wat die mense geloop het, soos wat die saaiër self geloop het, soos wat daar maar diere rondgetrek het, is sekere dele in paaie omskep. Soos wat mense van een dorp na 'n ander toe moes beweeg, is 'n pad uitgeloop. En van die saad val daar. En soos julle baie goed weet,
as ons 'n grondpad hier ergens rondom Harry Smit vat en jy gaan 'n saadjie daar neersit, gaan hy waarskynlik nie ontkiem nie. Die beste wat waarskynlik met hom kan gebeur is dat 'n duif of 'n kraai of iets anders, een of ander voël gaan kom en daarom 'n stukkie kos kry van daai ou pytjie wat daar geval het. Saad ontkiem nie op 'n harde pad nie. En so het van die ander saad geval tussen klipbanke. Julle weet self dat omtrent alle lande het maar klippe in. Vandag kan ons die klippe uithaal en ons kan hulle een kant toe skuif. Maar in Jesus se tyd was daar maar gedeeltes wat meer klipperig was as ander. En wanneer saad daar geval het, alhoewel daar 'n bietjie grond was en dit kon ontkiem, het dit uiteindelik, wanneer die son warm gebak het, hierdie week byvoorbeeld definitief in Harry Smit, sou dit nie oorleef het nie. Want dit kon nie diep genoeg wortels skiet om uiteindelik die vog wat in die grond is te kon gebruik nie. En nog saad het geval waar daar ongelukkig ook onkruid was. Saad van onkruid het saam met dit opgekom en omdat die onkruid sterker gegroei het, is hierdie plantjies uiteindelik dan nou dood. Maar dan was daar altyd saad wat in goeie grond geval het. Goeie grond wat gemaak het dat die saad kon ontkiem en kon lewe, kon groei en uiteindelik vrug kon voortbring. En Jesus gebruik hierdie beeld, hierdie metafoor om 'n vergelyking te trek na sy koninkryk toe en na die evangelie toe. En hy kom en hy verduidelik dis vir sy disippels, want aanvanklik verstaan hulle nie presies wat bedoel hy nou met hierdie beeld nie. En dan wanneer hulle alleen is, verduidelik hy dit vir hulle baie mooi. En die verduideliking is eintlik baie eenvoudig. Die saad is die evangelie. Dis God se koninkryk. Dit is die goeie nuus van 'n God wat mense so lief gehad het, dat hy vir hulle mens geword het, kom sterf het, opgestaan het, en vandag lewe om die ewige lewe moontlik te maak. Baie kortlike opsomming van die evangelie, maar julle het dit, nee, wonderlik. Die evangelie is die saad, en die saad word versprei, dit word vertel, dit word verkondig, in hierdie hoedanigheid deur Jesus self. Later was dit deur die disippels, en tot en met vandag toe word dit deur verskillende persone aan die wêreld bekend gemaak. En alle mense hoor dit. Maar nie almal het dieselfde reaksie nie. Jesus gee vir ons 4 reaksies wat mense op die aanhoor van die evangelie het. En daai 4 reaksies was in Jesus se tyd waar, en dit is tot en met vandag waar. En vanoggend wil ek vir jou vra, wat is jou reaksie? Wat is die grond in jou lewe waar binne die evangelie val? Is dit grond wat hard is, vol klippe is, vol onkruid is, of is dit grond wat vrugbaar is, wat die woord kan ontvang, wat kan groei en kan 'n oes kan voortbring? Vanoggend moet jy jouself hierdie vraag antwoord. Jy moet na jou eie lewe krities kyk. En vanoggend moet jy vir jouself afvra, wat in my lewe is dalk nie reg nie? Hoe kan ek my grond vrugbaar kry? Hoe kan ek my grond gereed kry, sodat die evangelie wel binne in my kan floreer? En vanoggend is dit dalk nodig dat jy, soos wat ek verder preek, ernstig die Heilige Gees sal vra om met jou te praat. Ek gaan 'n klomp dinge noem vanoggend, maar op die einde is dit net die Heilige Gees wat vir jou regtig kan uitwys wat daar in jou lewe is en wat jy in jou lewe moet regmaak of verander. Die eerste reaksie wat mense het, en dis 'n reaksie wat ek kan waarborg elkeen van ons wat vanoggend hier sit, ten minste al in ons lewens ervaar het. En dit is 'n reaksie waar ons die woord hoor, maar dit het geen effek op ons nie. Dis soos 'n saadjie wat op 'n klip, op 'n pad val. Die pad is so hard, die saad kan nie ingaan nie. Hy kan nie 'n plekkie kry om pos te vat nie. Hoeveel van julle het al 'n Sondagoggend na 'n preek geluister en as jy uitstap en iemand vra vir jou, hoorie, wat het die dominee gesê? Dan het jy geen idee nie. Nee? Dan vir daai oomblik, vir daai diens, ek hoop nie as vanoggend sulke gevalle nie, maar as daar is, nou moet jy wakker raak en begin luister asseblief. Vir 'n oomblik was die grond in ons lewens, in ons hart, in ons gedagtes, van so aard, dat ons nie die woord kon ontvang nie. Dit was by een of ander iets anders. Daar was 'n hardheid wat veroorsaak het dat die woord nie kon deurdring nie. Dit het nie in ons lewens eers ontkiem nie.
En dis nie 'n probleem nie. Hoor my vanoggend mooi, dit gaan gebeur. In elkeen van ons se lewens gaan ons ergens in 'n diens sit, in 'n preek sit, gaan jy stilte tyd. Wie van julle het al die oggend stilte tyd gehou en die later kan jy glad nie eens onthou wat jy gelees het nie. Dan is dit nie eers iemand wat met jou gepraat het nie. Jy kan self nie onthou wat jy self gelees het nie. Dit gebeur, nê? Of is dit net met my? Dan gaan ek nou begin bekommerd raak. Nee, is nie net met my nie. Dankie. Ek is baie bly om dit te hoor. Dit gebeur en is nie 'n probleem tensy dit 'n gewoonte word nie. As dit 'n geval is dat jy nooit kan onthou wat iemand sê nie en jy kan nooit onthou wat jy gelees het nie en nêrens het die evangelie regtig al in jou lewe begin 'n effek gehad het nie. Niks in jou lewe het nog ooit verander na aanleiding van wat jy hoor, van wat jy lees nie. Jou lewe gaan maar net nog altyd aan en aan en aan en die evangelie het eintlik nog nooit daarvan deel geword nie. Dan is dit 'n probleem. Dan is dit tyd dat jy dalk 'n ploeg vat en die grond in jou lewe omploeg. Dat die hardheid van jou hart kan verander. Dat die evangelie wel 'n plek het in jou lewe om te kan ontkiem. Net jy gaan vanoggend werklik weet of dit so is in jou lewe of nie. Maar wees vanoggend krities, wees bietjie hard op jouself en maak seker dat vanoggend jy dinge regmaak as dit nie reg is nie. Die tweede reaksie is die reaksie van die klipbank. 'n Saadjie wat tussen klippe val. Daar is grond, dit kan ontkiem, maar sodra daai son begin warm bak en daai klippe begin hitte kry, dan is daar net nie genoeg vog sodat daai plantjie kan oorleef nie. In ons lewens, wanneer ons dit terugbring, ons reaksie op die evangelie, op God se koninkryk, op die woord self, dan sit 'n reaksie van jy luister nou na my en jy sê ja, ek stem saam. Ek hoor dit en vanaand het jy heeltemal vergeet. Môreoggend wanneer die praktiese van die boodskap uitgevoer moet word, dan het dit vinnig net gou hier ontkiem vir 'n uur, dalk hou dit tot vanmiddag toe, maar dan verdwyn dit. Dan staan iets wat maak dat jy nie regtig ten volle jouself verbind het om seker te maak die evangelie floreer nie. Daar's nie die bereidheid of die wilskrag om te sê, maar ek wil hierdie verder vat nie. Weet julle, ek het vandag die gelykenis van die saaiër aangehoor, maar kom ek gaan lees hom weer vanmiddag of môreoggend. Kom ek gaan bid daaroor, kom ek vra vir die Here, wat wil hy regtig vir my hierdeur sê? Kom ek luister nie net wat ek of Gert of 'n ander predikant sê daaroor nie, kom ek maak dit regtig persoonlik in my lewe. Kom ek doen moeite en ek bestudeer die woord, kom ek bid daaroor. Kom ek laat toe dat die Heilige Gees my in my lewe uitwys wat moet gebeur. Op die ou ende is hierdie reaksie 'n oppervlakkige reaksie in ons geloof, waarvan ek dink ons moderne mens wees ongelukkig, ongelooflik skuldig is. Ons sê vinnig ja, maar ons het nie die deursettingsvermoë nie. Ons luister nie na al die tekste wat sê julle moet volhard nie. Ons is nie bereid om die tyd te maak om regtig te doen wat nodig is, sodat die evangelie kan groei in ons lewe nie, sodat God se koninkryk ons lewe kan oorneem nie. En dan partykeer bly daai plantjie maar hy maak so nê. Hy is besig om amper dood te gaan en dan doen ons weer ietsie vinnig en dan groei hy weer so bietjie, maar hy bly klein en hy sal nooit vrug dra nie. Dis 'n oppervlakkige geloof wat as ek nou vanoggend bietjie kras kan wees, eintlik niks beteken nie. Moenie hierin vasgevang word nie. Moenie dink maar dis goed genoeg nie. Want op die ou ende is jy eintlik besig om vir jouself te lieg. God se koninkryk is nie 'n koninkryk van ek kan 5% in wees nie. Dis nie eers 'n koninkryk van ek kan 90% in wees nie. Dit is 'n koninkryk van ek is of 100% in of ek is glad nie in nie. Moenie dat jou lewe 'n klipbank is, waar daar 'n klomp klippe is, wat belangriker is, en eintlik die grondspasie opneem, en veroorsaak dat die evangelie nie in jou lewe kan groei nie. Haal daai klippe uit, en sorg dat die grond vrugbaar kan wees. Die derde reaksie, is die van onkruid in ons lewens. En wanneer ons dit na ons daaglikse lewens toe baie prakties vat, party van julle sal dalk kan onthou, so 3 jaar terug het ek met die Pinksterreeks 'n hele preek gepreek oor bossies uittrek. Kan julle dit onthou?
Ek gaan julle nie kwaadlik neem as julle nie het nie. Dis nie 'n toets om te gekyk het of julle toe ontvanklik was of nie, ek beloof. Ek toets sommer maar net, ek vra sommer maar net. Ons het almal onkruid in ons lewens. Wat wanneer ons gedruk word in een of ander omstandigheid of deur mense, dan kom ons agter, maar eintlik is ons besig om die onkruid sterker te laat groei en ons gee vir hulle water en vir hulle kos. Maar die evangelie, die koninkryk van God, word eintlik baie min versorg. En uiteindelik, die gelykenis sê dit vir ons baie mooi, sal die onkruid die evangelie verstik. Die evangelie kan nie saam met onkruid in jou lewe groei nie. Ek en jy moet gaan en ons moet dit uittrek. Nou ek kan vanoggend gaan en ek kan 'n lys van dinge noem wat ek glo verkeerd is of nie reg kan wees in jou lewe nie. Maar ek gaan dit vanoggend nie doen nie. Want ek wil hê jy moet vanoggend die Heilige Gees vra. Wat is dit in jou lewe wat jy moet uittrek? En dit gaan nie vir elkeen van ons dieselfde wees nie. En dalk is daar niks nie. Dalk is jou land mooi skoon. Dalk het jy genoeg geploeg en omgetrek en uitgetrek en jou lande is mooi netjies en skoon. Dan is dit goed. Maar indien dit nie die geval is nie, vra vandag die Heilige Gees dat hy vir jou uitwys wat in jou lewe nie daar hoort nie en raak ontslae daarvan. Moet nie dink dat jy die evangelie en die onkruid saam in een land in jou lewe kan laat groei nie. Mettertyd sal die onkruid wen. Raak ontslae daarvan. Verander wat nodig is om verander te word. En maak seker dat die evangelie kan floreer. Die laaste reaksie. Die reaksie van goeie, vrugbare grond. Wanneer laas het een van julle grond gevat en net so 'n bietjie in jou hande gehad en geruik en gevoel? Doen julle dit nog? As jy nie het, as jy lanklaas het, gaan doen dit vanmiddag. Vat 'n stukkie daar in jou tuin of in die land of so, gaan voel dit net. Vrugbare grond het 'n sekere gevoel, het 'n sekere reuk, het 'n sekere manier hoe dit lyk. Stem julle saam? Mens kan mos sien, maar hierdie grond is vrugbaar. En presies dieselfde is waar vir ons lewens. Ander mense kan sien hoe lyk die grond van ons lewens. Ander mense kan sien en ruik en voel of die grond in jou lewe vrugbaar is. So, miskien is dit wys om vanoggend ook te gaan en mense wat jy vertrou te vra, hoe dink jy lyk die grond van my lewe? Gaan na 'n medegelowige toe wat jy voel jy hierdie gesprek mee kan hê. En vra vir hulle, hoe lyk die grond in my lewe? Wat sien jy raak? Want dalk sien jy nie 'n klip raak nie. Dalk sien jy nie 'n bossie raak nie. Dalk sien jy nie raak dat ergens het jou hart geraak en jou manier van doen is nie mooi teenoor ander mense nie. En dalk is dit nodig dat iemand anders dan in 'n eerlike hoedanigheid vir jou dit kan uitwys. En moet dan asseblief net nie vir hulle kwaad wees nie, onthou jy het hulle gevra, né? So as jy hulle gaan vra, mag jy nie kwaad raak. Maar vertrou die Here dat as jy iemand vra, hulle vir jou eerlik die antwoord sal gee wat jy nodig het, sodat jou grond reg kan wees. En dan kom hierdie gelykenis. En hy sê, as die grond vrugbaar is, as jy ontvanklik is, jy aanvaar die evangelie, jy aanvaar die koninkryk van God, jy glo dat God vir jou lief is, en jy laat daai plantjie, daai saadjie van God se liefde in jou ontkiem, en daai plantjie begin groei, en hy begin groei, dan sê die gelykenis vir ons, dan sal hy uiteindelik vrug dra. Hy sal koppe maak, hy sal bone maak, hy sal sade maak. 30, 60, 100voudig. Wat 'n boer kan vir my sê, hoeveel pitte is daar op 'n mielie? Is dit 'n moeilike vraag? Iemand anders wat weet? Oom Derrick? Okay, so dis nog baie meer as die gelykenis, maar okay, ek dink nie Jesus het van mielies gepraat nie, so miskien moet ons dit net in ag neem, nê. Okay, nietemin. Die evangelie sal vrug dra. Die evangelie gaan saad skiet in jou lewe. Die evangelie gaan jou lewe oorneem. Dis eintlik ongelooflik baie keer as mens nou 'n foto gaan neem van 'n land, dan lyk hy maar kaal, nê. Dis maar bar grond amper wat daar is. En dan in 'n paar maande dan is dit groen en is vol plante en jy sien nie eers meer die grond nie.
En dit is wat in my en jou lewe moet gebeur. Die evangelie, die God se koninkryk, moet so sterk groei, dat die grond van ons lewens, met ander woorde ek en jy, eintlik nie eers meer sigbaar word nie. Maar al wat sigbaar is wanneer mense kyk, is God se koninkryk, is God se liefde, wat in jou lewe ontkiem het, en gegroei het. Ek gaan vanoggend, en ek het so 'n bietjie gehuiwer, maar ek dink op die ouene, dit is regtig die regte ding. As jy vanoggend regtig wil weet, hoe lyk die grond van jou lewe? As jy regtig wil weet, of God se koninkryk al in jou lewe ontkiem het, gegroei het, en eintlik al 'n volwasse plant is wat vrug dra, dan moet jy jouself afvra, wat versprei jy na ander mense toe? Nou aan die een kant, en ek dink dit was die bedoeling wat Jesus gehad het, was dat as hierdie goeie nuus in jou lewe begin groei het, dan kan jy nie anders as om dit te deel met ander mense nie. In die eerste plek, deur om dit vir hulle te vertel, dat daai saadjie wat by jou geval het en 100 saadjies geword het, dat dit 100 mense is, en dan wie toe jy kan gaan en kan gaan sê, maar hier is die koninkryk van God. Hier is die goeie nuus vir die wêreld. Maar dan amper nog meer belangrik, dat dit deur dade bewys sal word. Dat mense deur jou optrede sal sien, maar God se liefde is in jou lewe gewortel, gegrondves, en dit het jou lewe oorgeneem. En hoe jy met mense omgaan, hoe jy mense behandel, hoe jy praat, alles moet bewyse wees dat die koninkryk jou lewe oorgeneem het. En dan sal die vrug daarvan 30, 60, 100voudig of in mielieplante 600voudig uiteindelik wees om die evangelie en God se koninkryk 'n werklikheid in ons wêreld te maak. Die keuse is joune. Jy kan vanoggend hoor en jy het 4 opsies om hoe om te reageer. En waarskynlik gaan party mense luister vanoggend en vanaand is dit verby. Ander gaan luister en aanvanklik opgewonde wees en ja sê en wil inklim, maar iets gaan gebeur en dit gaan nie 'n werklikheid word nie, of wanneer daar 'n keuse gemaak moet word tussen die evangelie en een van 'n verleiding van ons lewens, iets wat anders, wat lekkerder is, dan gaan ons die verkeerde keuses maak. Maar ek hoop, dis waarvoor ek bid. En van julle sal weet wat nou bietjie meer gereeld die laaste ruk kerk toe kon kom. Ek het dit 'n paar keer al gesê die laaste 2 maande. As elkeen van ons regtig toelaat dat die evangelie in ons lewens groei, en ons is bereid om dit te begin deel met ander in woord en daad, dan sal God se koninkryk 'n realiteit word. En die verantwoordelikheid is my en joune. Dis nie net 1 of 2 persone se nie, dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir hierdie kosbare gelykenis, wat tot en met vandag nog so belangrike boodskap vir ons inhou. Here, vanoggend wil ek kom bid en ek wil kom vra, dat U deur U Gees vir ons sal help, om die grond in ons lewens vrugbaar te kry. Dat U ons sal help om die klippe en die bossies uit te trek. Dat U ons sal help om te ploeg daar waar ons harte hard geword het. En Here, dan wil ek kom vra dat U ons net weer bewus sal maak van U liefde. U liefde wat vir ons sigbaar, die sigbaarste was, deur U seun wat mens geword het, onder ons kom woon het, gekruisig is, gesterf het, maar opgestaan het en wat lewe, sodat ons ook die ewige lewe in sy volheid kan hê. Here, ons wil deel wees van U koninkryk, ons wil hê U koninkryk moet ons lewens oorneem, ons wil hê dat U liefde ons hele lewe deurdring. En Here, daarom kom vra ons dat U vir ons 'n stortbui van reën sal gee, waar ons net weer U liefde sal beleef en deur grond nat sal word deur U liefde. Want Here, dan weet ons sal nie anders kan as om U liefde te laat versprei na diegene rondom ons nie. Here, daar is tans soveel dinge in ons land, soveel dinge in die wêreld wat vreemd is, wat druk sit, wat spanning veroorsaak,
Here, wat maak dat elkeen van ons maar op ons eie maniere bekommernisse het, dat elkeen van ons op sekere maniere wonder oor wat behels die toekoms. Maar Here, ons wil nie deur enige van hierdie dinge eintlik ons aandag afgetrek hê nie. Here, ons weet, die antwoord is U koninkryk. Is 'n wêreld wat bewus word van U liefde vir elkeen. En Here, ons wil kom vra dat U ons sal help om ons aandag daarop gerig te hou en dat ons daardeur so sal leef dat ander ook deur ons woorde en dade U liefde sal raak sien. Here, ons kom vra dat U by elkeen van ons sal wees en dat U ons hierdie week sal help. Dat U in ons persoonlike stilte tyd, in ons gebede, met ons sal praat, Here. En dat U vir ons sal uitwys wat elkeen van ons se taak en se rol is om uiteindelik hierdie 'n werklikheid te maak. Ons dankie dat ons dit van U kan vra, Here, met die wete dat U vir ons 'n Vader is, dat U vir ons sorg. En Here, daarom weet ons ook, ons kan vanoggend al ons bekommernisse by U neerlê. En ons kan kom vra, Here, dat U in ons behoeftes sal voorsien, soos wat ons dit nodig het. Here, U weet dat ons graag op hierdie stadium goeie reën ook soek, in ons omgewing en in ons land. Ons dink aan soveel mense wat swaar kry die laaste paar weke beleef het. Mense wat se velde afgebrand is. Mense wat seer beleef het. Mense wat gekonfronteer was met die wêreld. En ons wil kom vra dat U ons sal help om ook uit te reik en in liefde vir hulle om te gee op so 'n wyse dat hulle sal weet U koninkryk is 'n werklikheid. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vanoggend 'n paar afkondigings net met julle deurgaan. Geen kategese vanoggend nie, ek glo almal het die boodskap gekry en ook nie volgende Sondag nie. Daar is vakansie op hierdie stadium en 'n klomp mense het laasweek gesê maar hulle is nie hier nie. Ons sien dit ook dat 'n paar mense nie vandag hier by die erediens is nie. So geen kategese nie, neem asseblief maar net daarvan kennis. Ons gaan dan voort die 8de November. Ons sal meer inligting later presies oor daardie dag deurgee. Die diens van barmhartigheid verkoop kaartjies op hierdie stadium. Daar's vanoggend ook beskikbaar vir wegneem ete die 15de November en dit sal tussen 11:00 en 12:00 hier by die jeugsentrum gehaal kan word. Asseblief ondersteun hulle in hierdie projek. Die diens van barmhartigheid het hierdie jaar, wat ons baie goed kan verstaan in 'n moeilike jaar, baie meer spandeer as wat hulle aanvanklik gedink het nodig gaan wees of beplan het. En hulle is besig met hierdie projek om te kyk of hulle nie net bietjie ekstra fondse ook kan kry om seker te maak hulle kan almal help wat hulle graag wil help nie. So as julle kan, asseblief ondersteun hierdie projek. Die kerkraadsvergadering is die 3de November, so asseblief neem kennis daarvan vir alle kerkraadslede en dan die wat nie kerkraadslede is nie, asseblief soos altyd doen voorbidding vir hierdie vergadering, vir al ons vergaderings, sodat ons die regte besluite sal neem en die gemeente sal lei soos wat ons moet. Net seker maak dit is alles. Ek lyk vir my so, ek glo so, koop so. Goed. Ons gaan afsluit vanoggend met lied 524 en ons gaan verse 1 en 3 daarvan sing. En ek wil vir 'n oomblik net jou aandag fokus op die antwoord van hierdie lied eintlik op vanoggend se boodskap. En wat ons vanoggend sing is God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Dat ons regtig vanoggend wanneer ons hierdie sing as 'n antwoord vir die Here sal sê ons is hier. En vers 3 sê dit eintlik baie mooi. Dat ons hier is, ons luister na sy stem en ons sal ook gaan leef soos wat ons vanoggend gehoor het. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied hartlik saam.
Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.